Numeri, hoofstuk 32. Die twee stamme van Ruben en Gad het baie vee gehad. Hulle het gesien dat die gebiede van Jaser en Gilead baie goeie weiding gehad het, ideaal vir vee. Daarop het die stamme van Gad en Ruben na Moses, die priester Eleazar en die vergadering gekom en vir hulle gesê: Die gebiede van Atarot, Dibon, Jaser, Nimra, Gesbon, Elale, Sipma, Nebo en Bet-Baal Beon, wat ook Beon genoem word, het die Here vir Israel verower. Dit is 'n gebied met baie weiding vir vee, en ons het juis baie vee. As jy dit nou goed vind, sal ons die gebied wil hê as ons erfdeel. Ons wil nie aan die ander kant van die Jordaanrivier grond inneem nie. Toe vra Moses vir die stamme van Gad en Ruben: Wil julle hier agterbly terwyl julle broers optrek vir die oorlog? Vir wat wil julle die res van Israel se moed breek, sodat hulle ook nie sal wil deurtrek na die land wat die Here aan hulle gaan gee nie? Dieselfde het gebeur by Kades Barnea toe ek julle vaders gestuur het om die land te verken. Hulle het die hele land verken tot by Eskol, maar toe hulle terugkom het hulle die res van Israel se moed gebreek, sodat hulle geweier het om na die land te trek wat die Here aan hulle gegee het. Op daardie dag het die Here baie kwaad geword en hy het gesweer en gesê: Nie een van die manne wat uit Egipte opgetrek en wat 20 jaar en ouer is, sal die land sien wat ek aan Abraham, Isak en Jakob beloof het nie, omdat hulle my nie getrou gevolg het nie. Slegs die Kenesiet Kaleb, die seun van Jefunne, en Joshua, die seun van Nun, sal die land sien, omdat hulle die Here getrou gevolg het. En die Here het kwaad geword vir Israel, en hulle moes vir 40 jaar lank in die woestyn ronddwaal, totdat daar die hele geslag wat ontrou was aan die Here uitgesterf het. Kyk, hier staan julle nou in die plek van julle vaders, net so sondig soos hulle, en julle wil weer die woede van die Here opwek teen Israel. As julle hom nie getrou volg nie, los hy julle weer in hierdie woestyn, en hierdie hele vergadering sal vernietig word. Maar hulle het hom geantwoord: Kyk, ons sal vir ons vee krale bou en vir ons mense stede. Dan sal ons self die wapen opneem en voor Israel uittrek, totdat hulle by hulle woonplek kom. Intussen sal ons mense hier in die versterkte stede woon as gevolg van die landse inwoners. Ons sal nie huis toe kom voordat al die Israeliete hulle erfdeel ontvang het nie. Ons wil egter nie saam met hulle aan die ander kant van die Jordaanrivier erf nie, maar ons wil hier aan die ooste kant van die Jordaan, waar die son opkom, ons erfdeel besit. En Moses sê vir hulle: Indien julle dit op die manier doen, en julle self in die teenwoordigheid van die Here bewapen vir die oorlog, en julle gewapende manne voor die Here uit deur die Jordaan trek, totdat hy sy vyande uitgewis het, en die hele land totaal aan die Here onderwerp is, en julle daarna eers terugkeer na julle stede, sal julle onskuldig wees voor die Here en Israel, en hierdie land sal dan julle erfgrond in die oë van die Here wees. Maar julle sal teen die Here sondig as julle dit nie op die manier doen nie, en daardie sonde sal openbaar word. Julle moet doen wat julle gesê het julle gaan doen. Dan kan julle maar stede bou vir julle mense en krale bou vir julle vee. Toe sê die stamme van Gad en Ruben vir Moses: Ons sal alles presies doen soos u ons beveel het. Daar in die stede van Gilead sal ons kinders, vroue, vee en al ons lasdiere bly. Maar al u dienaars wat vir die oorlog gewapen is, sal voor die Here uittrek, presies soos u gesê het. Moses het toe aan die priester Eleazar, Joshua, die seun van Nun, asook die familiehoofde van die stamme van Israel opdrag gegee en aan hulle gesê: Julle moet die land Gilead aan die stamme van Gad en Ruben gee as hulle erfgrond, indien die manne wat gewapen is die Jordaanrivier saam met julle in die teenwoordigheid van die Here oorsteek vir die geveg, en dit dan aan julle oorgelewer is. Maar indien hulle nie met hulle wapens saam met julle oortrek nie, moet julle vir hulle erfgrond tussen julle gee in die land Kanaan. Toe sê die stamme van Gad en Ruben: Ons sal presies doen wat die Here aan die dienaars gesê het om te doen. Ons sal met ons wapens voor die Here uittrek na die land Kanaan, maar ons erfgrond sal hier aan die ooste kant van die Jordaan wees. Toe gee Moses die koninkryk van Sion, wat koning oor die Amoriete was, en die koninkryk van Og, wat koning oor Basan was, met al hulle stede en die grond in die omgewing aan die stamme van Gad en Ruben en die halwe stam van Manasse, die seun van Josef.
Dibon, Atarot en Aroer is deur die stam van Gad weer opgebou. Ook die volgende stede is deur hulle herbou. Atrotsoofan, Jaser, Jogboa, Bet-Nimra en Bet-Haran. Dit was alles versterkte stede wat ook skaapkrale gehad het. Gesbon, Elale en Kirjatayim is weer opgebou deur die stam van Ruben. Hulle het ook Nebo, Baal-Meon en Sipma herbou en hulle name verander. Hulle het al die herboude stede se name verander. Gilead is deur die nageslag van Magir, die seun van Manasse, binnegeneem. Hulle het al die Amoriete wat daar gewoon het uitgedryf. Gilead is toe deur Moses aan Mager, die seun van Manasse, gegee en hy het daar gaan bly. Hulle tentdorpe is deur Jair, die seun van Manasse, ingeneem. Hy het dit Gavoed Jair, wat tentdorpe van Jair beteken, genoem. Kenat en al die dorpies rondom dit is deur Nobag ingeneem. Hy het dit na homself Nobag genoem.